Goeiemiddag graad 12 leerders en hartlik welkom by hierdie uitsending van die telematiese les vir Afrikaans, eerste addisionele taal. Vandag gaan ons gesels oor die gedig Krisis, geskryf deur Elisabeth Eybers. Ek hoop julle penne en telematiese boekies gereed of die gedig gereed. Indien jy nie die telematiese boekie het nie, hoop ons dit sal later wel by jou uitkom. Wat vir ons veral belangrik is vandag, is dat jy 'n pen en 'n blaai of 'n boek sal hê en dat jy gereed sal wees om te skryf. Dit sal ook baie help as jy die gedig byderhand het, want ons gaan nogal taamlik oor die gedig en met die gedig werk en voel, soos sommige van my kollegas sê. Ek hoop julle is gereed en dan kan ons begin. Julle skryf in vraestel 2, wat 70 punte tel, skryf julle oor die gedigte. Die gedigte vorm deel van vraestel 2. Jy moet in vraestel 2 moet jy vrae beantwoord oor die 2 genres wat jy bestudeer het. Jy moet een vraag van 35 punte oor elke genre beantwoord in 'n eksamen in vraestel 2. Nou die genres is of 'n roman, of drama, of kortverhale of gedigte, enige 2 van daardie 4 genres. Indien jy 'n roman kies, daar word om 3 of 4 romans word bestudeer vir skole gedurende of regdeur die provinsie en die land, maar elke skool kies slegs 1 roman indien hulle nou die roman kies. Ook wat die dramas betref, daar is omtrent 3 dramas wat voorgeskryf is en elke skool kies 1 drama. Dan is daar kortverhale wat sommige skole kies en ander skole kies gedigte. Die genres word in die vraestel ook gevra in hierdie volgorde soos dit op die skerm verskyn. Afdeling A handel oor die roman, afdeling B oor die dramas, afdeling C oor die kortverhale en afdeling D oor die gedigte. Ons fokus vandag op afdeling D, die gedigte, dat 35 punte tel. Nou, in hierdie stadium, in die tweede week van die skooljare, jou matriekjaar, weet jy nou seker al, daar is 10 gedigte vir die jaar voorgeskryf vir Afrikaans eerste addisionele taal. In die eksamen kry jy 1 vraag oor die gedigte, waarin hierdie 1 vraag word vrae oor 2 gedigte gestel. Dit wil sê, dit is 1 vraag waarin 2 gedigte getoets gaan word. Die vraag wat jy moet beantwoord is kontekstuele vrae. Dit beteken, jy kry die afskrif van die gedig in die vraestel en dan word vrae oor die gedig gestel. Kontekstuele vrae, dis almal kort vrae, so 2, hoogstens 4 punte soms kan tel. Matrieks, ek dink dis belangrik dat ons eers voor ons met die gedig begin oor 'n paar vooraf dinge gesels. Eerstens, iets oor die digter. Agtergrondinligting oor Elisabeth Eybers. Sy is gebore in Klerksdorp in die Noordwes provinsie. In 1943 het sy die Hertzogprys verwerf, as die Hertzogprys aan haar toegeken. Die Hertzogprys is 'n belangrike literêre prys van Afrikaans. Dit beteken iemand wat baie goed vaar in of die digkuns of die drama, maar in Afrikaanse letterkunde, aan so 'n persoon word die prys toegeken. Trouwens, sy was die eerste vrou aan wie hierdie Hertzogprys toegeken is. Sy sterf in Amsterdam. Amsterdam is in Nederland. Sy het Suid-Afrika verlaat voor haar sterfte en dat toe sy in Amsterdam in Nederland het sy gesterf. Die titel van ons gedig vandag is Krisis. Ek dink dit is belangrik as ons 'n gedig begin ontleed of oor die gedig gesels, dat ons moet aandag gee aan die titel en wat die titel moontlik kan beteken. Ek hoop jy het nou 'n pen of 'n potlood en 'n blad of 'n blaai of 'n telematiese boekie byderhand. Skryf gou iewers neer of as jy by 'n klas is, by die skool is, gesels gou met iemand oor wat dink jy kan die woord krisis beteken. Wat dink jy beteken die woord krisis? Ek gee jou so 'n paar sekondes kans, so 'n halwe minuut kans, om goed daarin te dink, wat sal krisis beteken? In Engels sal ons hom net verander na crisis mos, né? Goed, wat dink julle beteken krisis? Wanneer is iets 'n krisis? Ek hoop jy het gedink, ongelukkig het ons nie so baie tyd nie, ek kan nie onmiddellik vir jou vra en jou antwoorde sien op die oomblik nie, maar ek het gedink aan die volgende moontlikhede.
Kyk maar mooi na die wolkie en kyk gou watter woorde en watter moontlike betekenis jy alles in die wolkie kan raak sien. Ek sien heel bo sien ek konflik, dan sien ek probleem, ek sien stryd, dit is krisis kan 'n stryd wees, 'n gevaarlike situasie, langs gevaarlike situasie het ek iewers gestaan en geskryf oorlog, 'n noodsituasie, 'n probleem. Maar ek het sien hoe groot as probleem geskryf, dit is meer as net 'n probleempie, dit is 'n groot probleem, né? Krisis, stryd, 'n gevaarlike situasie. Dis ook iets waar dinge, 'n oomblik waar dinge kan verander. Dit staan effens in die onderkant sal jy dit sien, 'n oomblik waar dinge kan verander. Dus 'n krisis is dus graad 12 'n moeilike situasie, om het op te som, 'n moeilike situasie, 'n groot probleem wat kan veroorsaak dat dinge hierna kan dinge nou verander. Sal dinge nie meer dieselfde wees soos dit voorheen was nie. So die krisis bring verandering. Na die krisis sal dinge nie meer dieselfde wees nie. Die groot probleem, die konflik, die stryd, die oorlog ook selfs, né? Of die noodsituasie. So die wolkie kan jou dalk help om die betekenis van die titel maklik onder die knie te kry. Kom ons kyk gou na voorbeelde van krisisse. Kom ons dink 'n bietjie aan voorbeelde van krisisse. Eerstens, watter krisisse dink julle is daar op die oomblik in die wêreld? En dit kan nou wees watter oorloë is daar, watter noodsituasies is daar, watter groot probleme is daar in die wêreld. Ek weet jy kan aan 'n hele klomp dink. En veral as jy nou in die klas bymekaar sit en die onderwyser juffrou help jou, dan kan jy dink aan nog op 'n hele paar dinge, moontlike voorbeelde van krisisse, noodsituasies, moeilike situasies wat dinge kan verander. Ek het dit een vir julle neergeskryf. Oorlog. Ons skryf die oomblik, almal is bewus, neem ek aan, van die oorlog in die Oekraïne, tussen Rusland en die Oekraïne. Ons weet van ander probleme in ander lande of ander oorloë of kleiner oorloë in ander wêrelddele, selfs in Afrika. En ek het tussen hakkies vir jou gevoeg, graad 12, die meervoud van oorlog. Ek weet soms sukkel ons addisionele taalkinders om enkelvoud of al om meervoud te skryf. Die meervoud van oorlog is oorloë. So ons weet van die oorlog in die Oekraïne, dit is 'n krisis, maar daar is ook ander oorloë in die wêreld, op ander plekke in die wêreld. Jammer, wat ook voorbeelde van krisisse is, wat in die wêreld voorkom. En nou kan julle dink aan krisisse, moeilike situasies, noodsituasies, gevaarlike situasies, wat oomblikke wat dinge kan verander, wat ons in Suid-Afrika aantref. Dink 'n bietjie daaroor, gesels 'n bietjie met mekaar. Watter krisisse ervaar ons of baie mense in Suid-Afrika op die oomblik in Suid-Afrika? Watter krisisse is daar? Ek dink julle sou almal seker elektrisiteit as 'n krisis genoem het. Trouwens hier in Stellenbosch, dit is so 'n paar minute gelede, het die beurtkrag ingeskop en begin, hè. So elektrisiteit is beslis 'n krisis in Suid-Afrika. Werkloosheid is ook 'n krisis, dis 'n noodsituasie, dis 'n gevaarlike, 'n moeilike situasie wat dinge kan verander. En dan die van julle wat nou in die stad Kaapstad woon of die omgewing woon, of die Kaapse metropool woon, sal weet, so 'n paar jaar gelede het was ons baie bang vir dag 0, dag 0, die dag dat die water sal opraak. So ons het ook toe in Kaapstad en die Kaapse metropool 'n waterkrisis ervaar. So is daar in Afrika, behalwe elektrisiteit, behalwe werkloosheid, behalwe die waterskaarste, is daar ook ander krisisse wat mense op die oomblik in Suid-Afrika ervaar. Dit is voorbeelde van moeilike situasies, situasies wat kan lei tot stryd, nou nie heeltemal oorloë nie, maar dis probleemsituasies wat dinge kan verander. Dis voorbeelde van krisisse. En dan die laaste voorbeeld van krisis, en daaroor gaan ek nie uitbrei nie, maar sommige mense ervaar ook persoonlike krisisse. Die persoon is in 'n stryd gewikkeld, krisis beteken maar stryd ook, né? Verkeer in 'n moeilike situasie. Dit kan wees as gevolg van liefdesprobleme of geldelike probleme, maar baie mense ervaar persoonlike krisisse. Oomblikke, moeilike situasies wat dinge kan verander, wat tot konflik kan lei.
So dit is allemaal voorbeelde van krisisse. Nou, ek gaan hierna ek nou die gedig lees. En ek wil hê jy moet nou mooi luister en volg, as jy nie die gedig by jou het, volg ook in die gedig en dan moet jy begin dink aan die volgende vraag. Ek gaan die vraag later herhaal. Dink aan die volgende vraag. As ons nou weet wat krisis beteken, en ons het selfs oor genoem 'n paar voorbeelde van krisisse wat in die wêreld voorkom, wat in Suid-Afrika voorkom, of persoonlike krisisse wat mense kan ervaar. Dink dan nou terwyl ek die gedig lees en terwyl jy volg. Dink dan aan watter krisis kom in hierdie gedig voor, oor watter krisis handel hierdie gedig, terwyl ek die gedig lees. Krisis deur Elisabeth Eybers. Dis hier wat ons twee skei, jy, hart en ek, albei tot afskeid so onvoorbereid. Die weg was lieflik waarlangs jy gelei het, maar dis verby, al staar jy terug. Nou strek die pad langs klowe, afgrond en moras, voortvarend en 'n lafaard soos altyd, en nooit in staat tot enige besluit, en siek daarby, is jy nou net 'n las. Jy was die gas en gasheer by die fees, die seremoniemeester en die nar. Jou dwaase raad kan net die hoof verwar, waar elke tree die laaste tree mag wees. Kyk, dit word laat, die kermis is verby. Kan jy dit nie begryp? Hier moet ons skei. En dan, om jou te help om die gedig inhoud makliker beter te verstaan, het ek 'n paar prentjies. Kyk gou of jy die prentjies by die inhoud van die gedig kan voeg, kan sien by watter deel van die inhoud van die gedig elke prentjie pas. Die prentjie regs bo is van iemand wat by 'n pad staan wat in twee dele of dat twee verskillende rigtings toe skei. So dit dui op, dis hier waar ons twee skei. Daai eerste prentjie pas dus by reël 1, die paaie gaan nou skei. Hierna gaan mense in verskillende rigtings in. Die tweede prentjie is 'n prentjie van 'n hart. Ja, in reël 1 word daar verwys na 'n hart, né? Dis hier wat ons twee skei, jy, hart en ek. En dan die prentjie, die derde prentjie, is 'n prentjie van 'n brein, 'n menslike brein. En as jy nou mooi kyk na reël 11, jou dwaase raad kan net die hoof verwar. Die brein kom ons in 'n mens se kop voor, né? Die hoof. So die brein verwys na of sluit aan by die hoof. En dan die prentjie heel onder aan die regterkant, bietjie dowwerig, indien dalk op bietjie dowwerig op jou skerm, maar dis 'n prentjie van 'n vlei land, 'n moerasland. Daar's 'n klomp modder en daar's water en daar's plante of riete en so, né? En as jy nou kyk na reël 5, die pad langs klowe, afgrond en moeras. So hierdie prentjie van die vlei land en die water en die modder en die plante sluit aan by die woord moeras in reël 5. Ek het nog 'n paar prentjies om jou te help. Linksbo is daar 'n prentjie van, dit lyk amper soos 'n afgrond, as ek nou reg is daar. Dan is daar 'n prentjie van iemand wat praat oor 'n mikrofoon. Hoe dink julle? As jy nou na strofe 2 kyk, hier vanaf reël 9 kyk tot by reël 14, by watter woord sluit hierdie prentjie aan van die persoon wat oor 'n mikrofoon praat? Jy is heeltemal reg, dit sluit aan by die woord seremoniemeester. Die persoon is amper soos 'n seremoniemeester. En dan, aan die onderkant het ons 'n prentjie, net onder die seremoniemeester 'n prentjie van 'n nar, 'n Hanswors. Sien julle die snaakse hare, die groterige rooi neus en die snaakse kleure wat die persoon dra? Ja, dit sluit aan by die woord nar ook in reël 10. En dan aan die onderkant het ek 'n prentjie van 'n mallemeule wat rondom talie, né? In die rond te draai, hoog in die lug. En dit sluit aan by die woord kermis. Kyk, dit word in reël 13. Kyk, dit word laat. Die kermis is verby. Ek sal later 'n bietjie meer sê oor die woord kermis, wat dit beteken. So die prentjie van die mallemeule sluit daarby aan. Goed. Graad 12, hier kom die vraag weer. Oor watter krisis dink jy
handel hierdie gedig. En ons het die gedig nou een keer gelees, maar hopelik as ons klaar is met die volledige ontleding van die gedig, hopelik sal jy dan 'n presiese en 'n korrekte antwoord op hierdie vraag hê. Oor watter krisis dink jy handel hierdie gedig? Ons weet daar's krisisse soos oorloë, daar's persoonlike krisisse, ons het 'n waterkrisis, elektrisiteitskrisis. Oor watter krisis dink jy handel hierdie gedig? Nou wat verder ook belangrik is, graad 12, as ons nou die inhoud van die gedig min of meer verstaan, en ons weet waaroor die gedig handel, dan moet ons ook weet watter middele, watter tegnieke het die digter gebruik om die gedig te skryf. Wat die middele, die tegnieke, goeters, noem dit maar sommer goeters, wat die digter gebruik, help om die boodskap van die gedig, om die storie van die gedig vir ons makliker verstaanbaar te maak. Dat help om die storie te vertel. So die een kant moet ons weet wat sê die gedig, dat wil sê die wat van die gedig, wat sê die gedig, en die ander kant moet ons weet hoe word dit gesê. So die wat is belangrik, maar ook die hoe is vir ons belangrik. Ons gaan nou kyk na literêre middele, tegnieke wat gebruik word om die hoe mee aan te deel, om die boodskap oor te dra, né? In jou telematiese boekie verskyn daar 'n langer lys van literêre terme en hulle verduidelikings of definisies. Ek het net enkele daarvan uitgehaal en hier en daar enetjie bygevoeg. Die eerste een is, verskoning, die tema. Die tema is die sentrale idee of die hoofgedagte van die gedig. Dit is, jy kan dit byskryf as jy wil, dit is die belangrikste saak waaroor die gedig handel. Die belangrikste saak of aspek waaroor die gedig handel. Elisie, ons kry elisie wanneer letters weggelaat word. Die letters word weggelaat terwille van die ritme of sodat die versreëls met mekaar kan rym. Letters word weggelaat sodat die versreëls met mekaar kan rym. In hierdie gedig, graad 12, is daar so 'n voorbeeld van elisie en as ons daar kom, gaan ek dit vir julle verduidelik. Die stemming van die gedig, dit is die atmosfeer of die emosie in die gedig. Byvoorbeeld is die atmosfeer gespanne, is die stemming gespanne, is dit 'n romantiese stemming, is dit 'n hartseer stemming, is dit 'n sentimentele stemming, is dit 'n gelukkige stemming of depressief, beteken ook al hartseer, of is dit 'n opwindende stemming, né? Ek dink een van daardie woorde is gepas vir hierdie gedig nogal. Een van daardie woorde is gepas vir die stemming van hierdie gedig. Gespanne of romanties of hartseer of sentimenteel of gelukkig of depressief of opwindend. Dink 'n bietjie daaroor en probeer vir jouself 'n antwoord neerskryf of 'n kringetjie maak om die woord wat jy dink, die stemming of die atmosfeer of die emosie, die gevoel van hierdie gedig mooi saamvat. Ons gaan nie veel daaroor gesels nie, daarom laat ek dit in jou hande. Jy kan self kies watter een van daardie woorde ek dink jy is 'n gepaste beskrywing van die stemming van hierdie gedig. Dan graad 12 is die ander belangrike aspek van 'n gedig. In baie gedigte is daar, of in elke gedig is daar 'n spreker aan die woord. Nou die vraag oor wie die spreker is, moet jy mooi verstaan. Dit is wie in die gedig aan die woord is, wie praat as dit ware in die gedig. En baie kere, graad 12, is die spreker van die gedig nie die digter nie. En ek kan nou al reeds vir jou sê, die spreker van hierdie gedig is nie Elizabeth Eybers nie. Ja, Elizabeth Eybers is die digter van die gedig, maar Elizabeth Eybers is nie die spreker in die gedig nie. Ons gesels 'n bietjie later daaroor. Die aangesprokene van die gedig. Die antwoord op hierdie vraag, wie die aangesproken is, dit is met wie word daar in die gedig gepraat? Wie word aangespreek, met wie word daar gepraat? Soos in die gedig, dis 'n spreker en ons 'n aangesprokene. Wie praat en met wie word daar gepraat? Nog so 'n paar literêre terme, graad 12. 'n Simbool, 'n letterlike teken van 'n figuurlike saak. As jy byvoorbeeld nou 'n hart sien, ek het nog nie 'n prentjie daarvan nie, ek het voorheen 'n prentjie gewys. As jy 'n hart sien en iemand stuur vir jou 'n briefie en hulle wys hartjies daar of 'n emoji hartjie, dan weet jy die hart dui op liefde of ek gee om vir jou, né? Soos dis die hartteken, die rooi hartteken is dus 'n simbool van liefde. Dis 'n letterlike teken van liefde. 'n Sestet is 'n strofe wat uit 6 versreëls bestaan. Ek gaan 'n bietjie vinnig hier weergou. Oktaaf, 'n strofe wat uit 8 versreëls bestaan. Kontras
baie belangrik, graad 12 kontras, dat jy op die verskil tussen mense, dinge, idees of situasies. En dan weet ek nou, julle het in hierdie stadium al reeds kennis gemaak in die vroeër grade met die beeldspraakvorm, en dat is ons 3, né? Dat is ons metafoor, personifikasie en vergelyking. Dis die 3 vorme van beeldspraak. Iets anders wat vir ons ook belangrik is in hierdie gedig is die woord wending of die konsep wending. Wending verwys na verandering. Op 'n sekere stadium in 'n gedig verander dinge of verander sake. En daar's baie keer 'n woord wat ons aan hier vind nou 'n wending plaas. Nou kom ons by die ontleding. Graad 12, nou is dit belangrik dat jy nou veral jou potlood of pen byderhand moet hê en jou gedig. Jou potlood of pen en jou gedig. Ek gaan nou op 2 maniere probeer werk en ek hoop dit werk nou vanmiddag uit, soos ek het beplan het. Jy weet mos, mense planne werk nie altyd uit soos jy gedink het dit sal werk nie. Ek het voor my het ek die afskrif van die gedig, maar op die skerm, en ek is bevrees dit gaan dalk 'n bietjie klein wees, maar op die skerm het ek wat ek eintlik wou hê moet gebeur, die volledige ontleding van die gedig al reeds hier neergeskryf. Wat ek wil hê jy moet doen is, wanneer ek begin gesels, die gedig begin ontleed, en ek gaan vanaf reël 1 tot die laaste reël, hopelik, as die tyd ons toelaat, gaan ek probeer gesels oor alle belangrike aspekte, soos ek nou raak gesien het in die beplanning, né? Maar wat dan moet gebeur is, jy neem jou potlood, en as ek byvoorbeeld sê, die woord dus is belangrik, en die woord dus verwys na of beteken iets, dan maak jy 'n streepie onder die woord dus, en 'n pyltjie, of streepie weer daai kant, en in die bokant skryf jy dan wat die woord dus beteken, of wat 'n mens daaruit kan aflei. Aan die einde, as ons nou klaar met die gedig gewerk het, as ons die gedig klaar ontleed het, dan behoort jou gedig, jou blaai waarop jou gedig is, te lyk soos jy nou op die skerm gaan sien, of later op die skerm gaan sien. Ek hoop jy is by, jy het 'n potlood of 'n pen byderhand, en ons gaan nou saam met mekaar gesels. As ons in die klas sit, as ek by jou was in die klas, kon ons langer stil te staan hierby, sodat ek elkeen se mening kan vra, tot ons by 'n regte besluit uitkom. Vir vandag se les sal ons 'n bietjie vinniger hierdeur gaan. Maar moenie bekommerd wees, julle kry die volledige aanbieding sal dat die onderwyser gestuur word, so almal in die Weskaap kan dit in elk geval agterna weer kyk of dit gebruik, en dit gebruik vir die hersiening of vir die eksamen voorbereiding, ja. Goed. Hier verskyn die eerste deel, wat ek ook gedoen het graad 12, dat ek dit ook vir julle sê gou. Die gedig bestaan eintlik mos uit 2 strofes, soos ek net nou gelees het, vanaf reël 1 tot reël 8 en reël 6 tot reël 9. Maar terwille van ons verduideliking nou vir mekaar hier, het ek die strofes 'n bietjie verder verdeel, sodat dit makliker is om dit op een skerm of op een skyfie in te pas. Ek het 'n paar woorde, belangrike woorde, myns insiens, alreeds onderstreep daar. Die eerste woord wat vir ons belangrik is die woord hier. Die woord hier verwys na 'n spesifieke plek of na 'n spesifieke tyd. So by hierdie spesifieke plek of by hierdie spesifieke tyd. So ek skryf hier, by hier skryf ek plek of tyd. Dis hier wat ons twee skei. Dis asof die spreker nou sê hier en nie verder nie. Nie nog later of by 'n ander plek of 'n ander punt nie. Hier in hierdie stadium of hier by hierdie plek wat ons twee skei. So dit is wat die persoon op die oomblik sê, die spreker, né? Ons twee gaan skei. Ons weet nou nog nie wie of wat die ons twee is nie. So daarom maak ek 'n vraagteken. Ek maak 'n hakkie om ons twee en ek maak 'n vraagteken, want ons weet nog nie wie die ons twee is nie. Maar dan kry ons in reël 1 'n aandagstreep. Ons kry 'n aandagstreep in reël 1. En die aandagstreep beklemtoon die twee mense oor wie die gedig handel. Die aandagstreep beklemtoon wie die twee is wat gaan skei. Dis jy en die jy is gelyk aan die hart. Daar staan jy, hart. Ek maak sommer vir myself makliker te verstaan. Is gelyk aan tussen jy en die hart. Dit wil sê die jy verwys na die hart verwys na die jy.
Jy, hart en ek. So die spreker en sy of haar hart gaan skei. So die ons twee verwys dus na, nou het ons 'n antwoord op my vraagteken, die ons twee gaan nou mooi terug. Ons twee is dus die spreker en haar hart. Die spreker en haar hart gaan skei. Hulle paaie gaan uitmekaar, onthou julle nog die prentjie? Die hart, sien julle word met 'n hoofletter geskryf, so ek maak 'n streepie onder hart, dit met 'n hoofletter geskryf. Die hoofletter dui aan dat die hart as 'n persoon beskou word. Die hart dien hier as 'n aanspreekvorm. My naam is Chris. As jy nou vir my wil sê, soos jy moet skryf in die dialoog mos net middag Chris, dan gaan jy nou sê middag, en 'n komma, en dan gaan jy my naam met 'n hoofletter skryf. En dis mos my naam, is mos Chris. So daarom, omdat die naam is dit skryf ek hier bo aan hart neer, daarom word dit in die naam van 'n persoon is. Daarom word met 'n hoofletter geskryf. So kyk nou mooi graad 12. Die woord hart in hierdie geval is nie nou die gewone hart wat 'n mens binne jou borskas voel nie. Nee, hart in hierdie geval word met 'n hoofletter geskryf, want dit word as 'n aanspreekvorm gebruik. Dit word gebruik as die naam van 'n persoon. Goed. En dan verder weet ons ook mos dat die hart is 'n simbool van emosie, van gevoel of van liefde, van emosie of gevoel. Ons gaan voort. Die woord ek is vir ons belangrik ook in reël 1. Baie keer word die vraag in die eksamen gevra, watter soort spreker is in die gedig aan die woord, watter soort spreker tree op in die gedig of is in die gedig aan die woord, of watter soort spreker kom voor. Nou is dit belangrik om te onthou, as jy die woordjie ek sien, dan weet jy dit is 'n ek spreker. Of jy kan sê dit is 'n eerste persoon spreker. Graad 12 luister mooi. Daar kan 2 vrae gestel word oor die spreker. Daar kan eerstens gevra word watter soort spreker kom voor, en dis die vraag wat ons nou met mekaar bespreek het, of hulle kan vra wie is die spreker. Maar hierdie vraag oor watter soort spreker is nie dieselfde as wie is die spreker. Die soort spreker, dit is 'n eerste persoon spreker of 'n derde persoon spreker. Nee? Goed. Ek hoop jy skryf nog by. En as jy sukkel om by te hou omdat die tyd dalk 'n bietjie knap is, moenie te bekommerd raak nie. Jy gaan die volledige aanbieding gaan elke skool in elk geval kry. In reël 2 staan daar albei tot afskeid so onvoorbereid. Onvoorbereid. Julle weet mos nou die on in woorde beteken mos nie, né? So nie een van die 2, nie die spreker of die spreker se hart is gereed om te skei nie. Dis wat daar staan, by die blokkie geskryf staan, nie een van die 2 is gereed om te skei nie. Albei tot afskeid so onvoorbereid. Dis wat reël 2 beteken. Hulle is nog nie gereed, hulle is nog nie voorbereid om te skei nie, om uit mekaar uit te gaan nie, né? In reël 3, ek dink hierdie een ken julle ook, die weg was lieflik waarlangs. Kyk mooi die weerklanke, die weg was waarlangs. Ja, julle is reg. Dit is alliterasie. Die woorde in 'n reël begin met dieselfde konsonant, w. So ek maak streepies hier en daar, en dan skryf ek alliterasie daar neer. Kyk na die woordjie lieflik. Lieflik beteken aangenaam of mooi. Ek moet ook by sê, die woord weg beteken die pad of die roete. Die roete of die pad waarlangs jy gelei het, was mooi. Lieflik, mooi, aangenaam, né? Maar kyk ook mooi, die weg was lieflik waarlangs jy gelei het. Ons weet ons nou al reeds, as ons kyk na reël 1, die woord jy verwys ons na die hart. So nou is dit belangrik om te onthou die volgende te onthou, graad 12. In hierdie stadium lyk dit die hart het voorheen die leiding geneem. Die hart, die emosie, die gevoel het voorheen die leiding geneem. En toe die hart die leiding geneem het en die roete aangedui het, die pad aangedui het, was dit aangenaam, dit was mooi, dit was lekker, dit was goed
om daar te wees. En nou, graad 12, kom ons by die woordjie geluid. Kyk mooi na die spelling daar, geluid. Daar's 'n afkappingsteken, 'n apostrophe sê hulle ons in Engels, né? Daar's 'n afkappingsteken. Eintlik moet dit wees gelei het. So ons het dus hier, graad 12, by die woord geluid, het ons 'n voorbeeld van illusie. Onthou ek het vir julle gesê, ek gaan later weer terug verwys daar wat illusie beteken. Illusie kom ons voor wanneer sommige letters weggelaat is. Sommige letters is weggelaat, sodat daar rym kan wees, sodat die versreëls met mekaar kan rym. Nou kom ons kyk gou na reël 2. Albei tot afskeid so onvoorbereid. So reël 2 eindig op uit. En dan reël 3, die weg was lieflik waarlangs jy geluid. So reël 3 eindig ook op uit. Kyk nou mooi graad 12. Moenie bekommerd raak omdat die letters 'n D en 'n T is nie. Die klanke is dieselfde. So, ons het illusie, die klank H-E-T is weggelaat, sodat reël 3 met reël 2 kan rym. Goed. Dan kry ons in reël 4, en ek sien nog 'n bietjie vinniger gaan, in reël 4 kry ons die woordjie maar. Nou die woordjie maar dui altyd vir ons in die digkuns, of in die meeste gevalle vir ons in die digkunsgedigte, op wending. Wending dui verandering aan, hè. Die hart het mooi gelei tot hiertoe, maar nou is dit verby. Die hart is gelei en het was 'n lieflike pad, maar nou is dit verby. Al kyk jy terug, kan jy dan mooi bietjie dink ook in reël 4, kyk gewoon na reël 4, graad 12. Watter woord in reël 4 dink julle beteken dieselfde as kyk? Ja, dat is heel maklik, né? Dat is die woordjie staar. Al kyk jy terug, staar beteken al kyk jy verlangend terug, né? Al kyk jy verlangend terug, ag ek wens tog, dit kon nog so gewees het. Al kyk die hart terug, wat was, so sommige mense sê, was, en dit is verby nou. En dan kom ons ook agter die woord verby, of die woord jy, ja, woord verwys na die hart. Ons het al reeds dit genoem, al by reël 1 al reeds. Ons gaan voort. Ek gaan 'n bietjie vinniger. Alles gewys en dan gaan ek agterna gaan ons gesels. Goed. Die woord nou, aan die einde van reël 4 kom die woord nou voor. Nou strek. Die nou verwys na die hede, anders as in die verlede. Die eerste gedeelte het gehandel oor in die verlede toe die hart gelei het, né? En maar toe sê die spreker ook ons stel die gedig ons in reël 4, maar dit is nou verby. Nou in die hede, anders as in die verlede, strek. En strek verwys na oor 'n lang gebied, né? Volg of gaan die pad. Kyk ook mooi, aan die einde van reël 4 is daar nie 'n leesteken nie. Aan die einde van reël 4 is daar nie 'n leesteken nie. Reël 4 vloei direk of gaan direk oor in reël 5 sonder dat daar 'n leesteken is. Jy's reg, ja. Ons kry dus en jambement tussen reël 4 en reël 5. Ons kry dus en jambement tussen reël 4 en reël 5. Nou strek die pad langs klowe, afgrond en moeras. En daai woorde klowe, afgrond en moeras. Kyk hoe lyk 'n kloof. Is 'n diepte tussen berge, né? Is moeilik om daar te ry of te stap, né? Afgrond is wat jy die prentjie sien daar. 'n Mens kan maklik daar afval, dis baie diep, dis gevaarlik ook, né? En moeras het ons al reeds vir julle gewys, die prentjie van die modder en die water, en dit is moeilik om te beweeg daar, né? So ons kan dus nou sê, die pad wat nou geloop word, is nie meer so mooi en lieflik soos dit voorheen was nie. Dit is nou langs klowe en afgrond en moeras, so dit is baie moeiliker dus. En daarom sê ons, hierdie woorde klowe en afgrond en moeras, omdat dit anders is, omdat dit verskil van lieflik, sê ons dit vorm 'n kontras
met die woord lieflik. Dis voorheen gehad het. Dan word daar gesê in reël 6, voortvarend, die hart was voortvarend, voortvarend beteken oorhaastig, né? Doen iets sonder om te dink. In Engels sal julle seker sê, to act hastily, without thinking about the consequences, né? Voortvarend, oorhaastig, sonder om regtig te dink aan wat die gevolge kan wees. Maar daar's nog 'n beskuldiging teen die hart, nog 'n negatiewe of lelike eienskap wat die hart het. So daai is die eerste negatiewe eienskap. Die hart is voortvarend, dink of doen sonder om te dink. 'n lafaard. 'n lafaard. Kyk, mooi word gespel. Lafaard is, ja, is nie geen H in nie, net is lafaard, is nie lafaard nie. 'n lafaard beteken is 'n bang persoon, iemand wat nie wil waag nie, wat nie moed het nie, né? Julle ken hy term in Engels mos, dit word 'n coward genoem, né? 'n coward word die lafaard genoem. En dan die ander beskuldiging, die ander negatiewe eienskap van die hart, kry ons in reël 7, die hele reël 7, nooit in staat tot enige besluit. Dit beteken, jy kan dit byskrywe, kan nie besluite maak nie. So dis die tweede eienskap is, negatiewe eienskap is 'n lafaard, en die derde een is kan nie besluite maak nie. En dan die vierde negatiewe eienskap of beskuldiging wat in die hart gemaak kan word, is in reël 8, en siek daarby. So die hart is oorhaastig, die hart is lafhartig of 'n lafaard, die hart kan nie besluite maak nie, en die hart is nog siek ook nog. Dis 4 beskuldigings wat in die hart gemaak word. Dit lyk nogal asof die spreker nie te mooi praat oor die hart nie, as die spreker half kwaad is vir die hart. Die mense sê die spreker is bitter, skryf die woordjie kwaad daar neer, kwaad, bitter teenoor of kwaad vir die hart, né? Maar dit is belangrik dat ons hier moet kyk na die vanaf reël 6 tot reël 8, die 4 negatiewe eienskappe. 4 negatiewe eienskappe of die beskuldigings wat in die hart gemaak word. Ons herhaal, die hart is oorhaastig, doen dinge sonder om te dink, die hart is 'n lafaard, die hart kan nie besluite maak nie, en die hart is siek ook nog. En nou, omdat die hart al daai 4 negatiewe eienskappe het, daarom dink ek staan daar nou in reël 8, die laaste deel van reël 8, nou is die hart net 'n las. Nou, wanneer iets 'n las is, nee, ek dink julle sal die term verstaan in Engels, dan is die hart 'n burden, 'n hindrance. Nou is dit nie iets wat jou help nie, maar dit is iets wat jou terughou. In plaas van jou aanmoedig en vorentoe help, hou die hart jou terug. Is die hart nou net 'n las vir jou. So die hart is nie meer iets goeds om te hê, om in jou lewe te hê of om jou te lei of so nie. Graad 12, al hierdie goedjies is belangrik sodat ons die gedig beter kan verstaan, né? Ek hoop jy skryf nog lekker. Ons is nog by die derde gedeelte van ons bespreking, en dis vanaf reël 9 tot reël 12. Ek het hier onderstreep die gas en gasheer by die fees. Nou 'n fees is soos 'n partytjie, is iets aangenaams as goeie lekker tye, né? Ek dink die Engels daarvoor sal wees 'n festival. 'n Partytjie, aangename dinge, goeie of lekker tye. Maar kyk mooi, daar staan in reël 9 geskryf, jy was die gas en die gasheer. Onthou nou net asseblief, graad 12, die jy verwys mos na die hart. Reg deur die gedig verwys die jy na die hart. Moet dit nie die oog verloor, jy moet dit nie vergeet nie, né? Maar nou staan daar die hart was die gas en die gasheer. Ek weet nie hoe dit moontlik is nie, man. 'n gas in Engels mos 'n guest wees, né? Dit beteken iemand wat genooi word na 'n partytjie toe. Maar die gasheer, dit is mos die host. Dit is die persoon wat die partytjie aanbied, wat mense nooi na die partytjie, wat die mense ontvang by die partytjie. Hoe is dit moontlik dat die hart, sê maar een persoon, die gas kan wees en ook die gasheer? Dit lyk so vir my, ons het hier 'n voorbeeld van dubbelsinnigheid.
ambiguity, nee, ek hoop ek spreek dit nou reg uit, moenie vir Engels lag nie, nee. Maar dubbelsinnigheid was in hierdie geval. Dit lyk vir my as ons hieruit kan aflei, daar was 'n partytjie, daar was 'n fees, en die hart het probeer om hierdie partytjie te oorheers. Dis die belangrike woord, dink ek. En daarom tree die hart op as die gas en die gasheer. So die hart wil sommer alles wees by hierdie partytjie, nee. Die hart probeer dit oorheers. Die Engels daarvoor, die hart probeer die partytjie dominate. Die hart probeer die partytjie oorheers, die gas te wees aan die een kant en die gasheer ook aan die ander kant te wees. Maar dit was nog goeie tye. Die hart was ook volgens reël 10 die seremoniemeester en die nar. Onthou julle die prentjie van die seremoniemeester? Die Engels daarvoor is mos die master of ceremonies, né? Die persoon wat die aankondigings maak. Ja, ek weet ons almal gebruik die afkorting. Hy was die MC, né? Die MC. Maar hy was ook die nar. Die seremoniemeester moet ernstig wees in die meeste gevalle en die nar is iemand wat grappe maak. Maar kyk mooi, as daar staan die hart is die seremoniemeester, die hart is presies die regte seremoniemeester nie. Die hart word gelyk gestel aan 'n seremoniemeester. Die hart is ook nie regtig 'n nar of iemand wat grappe maak nie. Die hart word gelyk gestel aan iemand wat grappe maak. So ons het dus in reël 10 het ons dus voorbeelde van metafore. Die seremoniemeester en die nar is voorbeeld van metafore. En dit staan daar. En dan het ons aan die einde van reël 10 'n dubbelpunt. 'n Dubbelpunt aan die einde van reël 10. En na hierdie dubbelpunt, nou is dit belangrik, graad 12, dat jy die volgende moet onthou. Die vraag word in eksamen gevra, wat is die baie keer gevra, wat is die funksie van die dubbelpunt? En dan skryf baie kinders baie keer neer, daar volg 'n verduideliking. Maar weet jy, dit is nie genoeg nie. Jy moet eintlik sê wat na die dubbelpunt verduidelik word. En hier het ons vir jou probeer gee. Na die dubbelpunt word verduidelik watter rol die hart as 'n nar gespeel het. En die antwoord daarop is die hart het dwaase, of die nar, die hart het dwaase raad gegee. Onthou daai een, ons gaan 'n bietjie vinniger voort. Dwaase raad is verkeerde raad, né? Raad wat jy op verkeerde pad kan lei. Jou dwaase raad kan net die hoof verwar. En hier word hoof weer met 'n hoofletter geskryf. En dit verwys daar, die feit dat met die hoofletter geskryf word, verwys daar feit dat dit ook as 'n naam, as 'n persoon aangespreek word. Die hoof, of die simbool van die brein, simbool van die verstand, van die denke, sommige mense sê ook van rede, maar dit is 'n simbool van denke, van intellek, van denke. Nou het ons twee dinge hier in die gedig. Ons het die hart, wat 'n simbool is van die emosie of die gevoelens, en dan het ons die hoof of die brein, wat 'n simbool is van denke of intellek, om dinge redelik te bedink en so net uit te redeneer. Om iets of iemand te verwar, beteken om iemand deurmekaar te maak, to confuse somebody, né? Ons kry ook tussen reël 11 en 12, as jy mooi sien, daar's nie 'n leesteken aan die einde van reël 12 nie. So hier het ons ook dus 'n geval of 'n voorbeeld van enjambement. Ek gaan nou die funksie daarvan noem nie. Die laaste twee reëls. Kyk, dit word laat. Die kermis is verby. Kan jy dit nie begryp? Hier moet ons skei. Ek gee gou almal daar. Dit word laat. As iemand sê dit word laat, dan kan dit of letterlik beteken dit is byna aand, dit is donker, of figuurlik kan dit beteken dis die laaste fase of laaste deel van die spreker se lewe het aangebreek, want dit sluit aan by reël 12, waar elke tree die laaste tree mag wees. Ek gaan 'n bietjie vinniger daardeur. 'n Kermis is amper soos 'n fees, maar nou dis 'n kermis is baie groter eintlik as 'n fees, want by 'n kermis word al die volksgenote, al die mense van die omgewing word genooi, né? Baie mense bymekaar, 'n fees waar baie mense bymekaar is. Ons het al reeds gesê oor die herhaling van die woord verby, ek gaan nie daarby stil staan nie. Ons kyk na die retoriese vraag in reël 14. Kan jy dit nie begryp? Dis 'n retoriese vraag. Hoekom? Ja, daar word nie 'n antwoord daarop verwag nie. Daar word nie antwoorde op verwag nie, né? Hulle verwag nie met 'n antwoord gee nie. Kan jy dit nie begryp nie? Die hart kan nie begryp
dat dit verby is nie. Dis amper soos wat vroeër in die gedig gestaan het, dat die hart staar nog, kyk nog verlangend terug, né? Maar nou kom die bevestiging, die beklemtoning in die laaste gedeelte, die laaste sin van die gedig eintlik. Wanneer daar staan, hier moet ons skei. En hierdie woorde is die finale besluit of bevestiging, vergewe maar die lelike handskrif, graad 12, finale besluit of finale bevestiging van die spreker. Hier en nie op 'n ander plek, nie later nie. Hier moet ons skei. So daar's geen twyfel nou meer oor wat moet gebeur nie. Graad 12, hoe dink julle, wat is die krisis in hierdie gedig? Wat is die krisis in hierdie gedig? Wat is die probleem of 'n moeilike situasie? Myns insiens, ek dink die volgende is die krisis. Die krisis is die feit dat die hart, die emosie is en die hoof van mekaar gaan skei. Dit is die probleemsituasie wat in hierdie gedig voorkom. So die hart en die hoof wat hierso by mekaar is, hulle gaan skei. Die tema in die boodskap, ek gaan vinnig daarna verwys. Die tema is die innerlike krisis wat die spreker beleef tussen die hart en die hoof. Jy kan ook sê tussen die emosie en die verstand. Ek wil liever klein rukkie stil staan. Ek dink baie mense, en selfs julle as 'n graad 12 leerders, besef ook of kom ook soms situasies waar jy moet 'n besluit neem en weet jy, moet ek 'n besluit neem op grond van hoe ek voel of op grond van hoe ek dink. Wat sal die beste wees vir my gevoelens of wat sal redelik volgens my verstand die beste besluit wees nie, né? En so baie mense verkeer maar in daardie situasie. Ek het vroeër vandag met 'n dame gesê, as 'n bejaarde dame, en sy sê selfs in haar ouderdom, toe sy die gedig nou lees, besef sy ook dit raak al moeiliker en jy gedurende dat jy in hy stryd moet ek 'n besluit neem op grond van hoe ek voel, op grond van my hart of op grond van wat my brein en my verstand vir my sê. En dit is die innerlike krisis wat die spreker ervaar. Die boodskap van die gedig, 'n mens moet besluite neem met jou verstand of met jou hart. En dan 'n mens kan nou nie net sê die boodskap van die gedig is 'n mens moet 'n besluit neem met jou hart nie. Of 'n mens moet 'n besluit neem met jou verstand nie. Nee, die gedig maak nie 'n keuse nie, al het die spreker dan die keuse gemaak, eintlik moet 'n mens 'n besluit neem, die boodskap van die gedig met of jou verstand of met jou hart. Maar die keuse moet jy maak. Jy moet nie besluiteloos deur die lewe gaan nie. Enkele vrae. Ons gaan nie al die vrae in die boekie, is daar omtrent 12 vrae. En die 12 vrae se antwoorde verskyn ook in die boekie. Maar ek wil nou 'n bietjie anders werk nou. Ek weet die van julle die telematiese boekie het gaan nou hardloop na die vrae en sê hier is die antwoorde en dan dink ons nie meer die, en dit is waar die probleem kan inkom, né? As ons nie meer dink nie en aanvaar dat die antwoorde wat daar staan noodwendig heeltemal reg is. So ek het net so 'n paar vrae wat ons gaan bespreek met mekaar. Die eerste vraag is: wat beteken die titel van die gedig en hoe sluit dit by die inhoud van die gedig aan? Kom ons deel die vraag in 2 dele. Dit bestaan ons in 2 dele, né? Die eerste deel is: wat beteken die titel van die gedig? Dis die eerste deel. En dan, hoe sluit die titel by die inhoud van die gedig aan? Oor die vraag, wat beteken die titel van die gedig, het ons vir die hele woord wolk gegee daar. Jy kan naskryf, dit beteken 'n gevaarlike situasie, 'n moeilike situasie, 'n oomblik, allerlei dinge wat daar op die wolkie verskyn het, kan jy daarby skryf, né? As antwoord vir daai deel van die vraag. Wat beteken die titel van die gedig? 'n moeilike situasie, 'n probleemsituasie, en sulke tipe dinge ons doen, né? Maar nou is die volgende deel van die vraag: hoe sluit die titel by die inhoud van die gedig aan? Nou is dit belangrik, graad 12, dat jy die volgende moet weet. As daar gevra word, hoe sluit hierdie by daardie aan, dan moet jy beteken dit eintlik, hoe pas die titel by die inhoud van die gedig? As ons sê die titel handel oor 'n moeilike situasie, dan moet ons kan sê die titel pas by die inhoud, want in die inhoud handel dit ook oor 'n moeilike situasie. Maar dan moet ons by die tweede deel van die antwoord moet ons gaan sê, wat is die moeilike situasie wat in die gedig voorkom, waaroor die gedig handel? En ons het mos so rukkie gelede dat ons daardie antwoord gekry. Wat is die moeilike situasie? Die innerlike stryd tussen die feit dat die hart en die verstand gaan skei. Die tweede deel, tweede vraag: wie is in hierdie gedig die spreker en wie is die aangesprokene?
toe ek die vragies opgestel het, toe ek 'n antwoord gehad op die eerste gedeelte. Toe het ek gesê die spreker is die hoof, die verstand. Maar ek is nog nie meer so seker nie. So in jou boekie, in jou telematiese boekie, sal daar by die antwoorde staan, julle wat so vinnig die antwoorde gaan loer het, ja, sal daar staan, die spreker is die verstand, of die denke, of die rede, dit sal daar staan, of die hoof. Maar ek is nou nie meer so seker, dat daar die regte antwoord is nie. En ek gaan nie vir jou sê, hoe ek nou verder gedink het, ek weet, dit was nou gedierig deur, maar ek wonder of dit reg was, so ek het bietjie ander gedagtes daaroor gekry. Ek wil graag hê, julle moet in die klas self gaan bespreek, regte klasbesprekings oor hoe dink julle, wie dink julle is regtig die spreker in die gedig? Is dit die verstand, of is dit dalk iemand anders wat ons op 'n ander manier moet skryf? Maar dis definitief, is die spreker is nie die hart nie. Want die hart is die persoon met wie daar gepraat word. So die hart is dus die antwoord op die tweede vraag, tweede deel van die vraag, die hart is dus die aangesprokene. Maar dink 'n bietjie, en ek sal graag by die skole en onderwysers wil hoor, wat het die kinders gesê, hoe dink hulle, wie is die spreker in die gedig? Ek is nie meer so seker, is oortuig, dat dit regtig die verstand is nie. Dink 'n bietjie daaroor. Ek kan agterkom, jy wat so hardloop in die antwoorde toe, die goed wat daar staan is nie altyd reg nie, né? Of waar kan ander goed gesê word daaroor dalk baie keer. Die vraag 5, van watter 4 dinge word die hart in strofe 1 beskuldig? Ek dink hierdie vraagie het ons nogal taamlik gemaklik met mekaar bespreek. Dit was daar vanaf reël 6 tot reël 8, mos net die 4 dinge. Die hart is oorhaastig, die hart is lafhartig, die hart kan nie besluite neem nie en die hart is siek. So dat is die 4 dinge waarvan die hart beskuldig word, né? Oorhaastig, lafhartig, kan nie besluite neem nie en is sieklik. En dan die laaste eenvoudige maklike vraagie, vraag 12, waarom word hart en hoof met hoofletters gespel? Ons gaan nie daaroor gesels nie, ons gaan kyk na die antwoorde nou nie. Ek wil laastens jou die volgende sê, al 10 gedigte moet jy bestudeer, sorg dat jy die aantekening oor al 10 gedigte by mekaar hou ook. Ons is besig om vir julle taakvelle oor elke gedig voor te berei, so gedra dit klaar is, stuur ons dit aan al die onderwysers toe, dan kan hulle dit ook gebruik om te help met die voorbereiding vir die eksamen en die toetsse. Dan gaan ons ook op Google, deur middel van Google Form, gaan ons quizzes opstel, ons noem dit provinsiale toetsse oor al 10 gedigte. Dit kan jy ook gebruik vir jou hersiening, veral voor die eksamen, help dit nogal. As jy vinnig na die onderwysers se vrae nog daar en daai vraag ook kyk nog. Al wat nou oorbly vir my is, dat is die eerste les van Afrikaans, eerste addisionele taal graad 12 en ook die laaste les. Die ander lesse gaan vir die ander grade gebruik word vir die res van die jaar. So ek wens jou alle sterkte toe. Ek hoop dat jy hierdie gedig en die ander gedigte goed sal verstaan, deeglik onder die knie sal kry. Jou onderwyser gaan nog baie meer oor die gedig met jou gesels, want ek het sommige aspekte kon ek nog nie vanmiddag aanraak nie. Maar ek hoop dat jy die les sinvol gevind het en dat jy daarby sal baat vind. Alles van die beste. Tot ziens.